Goeiemôre, dit is dag 6, dit lyk piknagdonker, maar dit is nou net so voor 8, die son is op 20 oor 8 en dan behoort ek net so by die voet van die klimwerk te wees. Vandag is die groot dag, vandag stap ek die hospitaliesroete. Ek is mateloos opgewonde daaroor, ek is reg vir hom. Moenie bekommerd wees nie. My sak is baie swaar vir oggend want daar's geen dienste op die berg nie. So vir die volgende 21 km moet ek alle water by my hê. So ek het die gewone 3 liter water wat ek gewoonlik saam met my dra, maar ek het nou vir vandag 'n ekstra 2 liter ingepak. So ek sit met 5 liter se water wat 5 kg is hier agter in my sak. Ek het ook ander noodvoorraad by my, byvoorbeeld 'n grafie en 'n bietjie toiletpapier, maar ek hoop dat dinge nie so ver gaan dat ek dit nodig kry nie. Vandag is daar ook 'n oomblik waarop ek die klippies gaan neersit en ek het die klippies hier in my sak, so ek is ook gereed daarvoor. Goeie nuus is dat dit baie beter gaan met die bytplekke. Ek het geen nuwe bytplekke nie, wat beteken dat wat my ook al gebyt het, nie saam met my gereis het uit Tenayo uit nie, so. En ek het gisteraand die voorstel van die huis af gekry dat ek die ou beproefde raad volg en dit met Vicks smeer. Ek het dit met Vicks gesmeer en ek het hulle nou mooi onder beheer. Ek het 'n baie goeie nag gehad. Ek het 'n eislike ontbyt gehad waarvan ek op die ou net die roosterbrood en die koffie geëet het. Die res het ek ingepak vir 'n snack op die berg. So ek gaan in die pad val, vamos, hier kom die kenwysie. Ek gaan vandag min praat, want ek gaan min asem hê vir praat. En ek wil nie blaas in die kamera nie, mense het daarom nog jou skaamte. Dit is reg van die begin af, is dit 'n baie styl klim. Maar die weer vir vandag is perfek. Hulle voorspel nie bewolk, hulle voorspel geen reën nie en hulle sê dit gaan nie toegetrek wees nie. Ons verwag 'n sonskyndag met ek dink die maksimum temperatuur van 19 wat perfekte stap weer is. Dankie tog. Ek vorder stadig maar seker. Ek stap selfs stadiger as gewoonlik. So, vandag se Outer Warehouse minuut hou verband met ook 'n vraag nie kommentaar wat ek gekry het van 'n leser op Facebook wat sê sy het al die Portugese Camino gestap en wat maak my bekommerd aan hierdie Camino nou. Ek wil nie bitsig wees oor ander mense wat bitsig is oor my nie. As jy wil bitsig wees, by al mens jy's geregtig op jou opinie, maar laat ek nou vir jou sê, Primitivo is nie dieselfde as die Portugese Camino nie. Vat dit nou maar van my, ek het die Portugese eenal gestap en ek het om hulle in April, Mei te kom met die fiets gery en dit is nie Primitivo nie. So vandag se Outer Warehouse minuut gaan oor 'n stukkie tegnologie veral, wat ek weet, wat ek kommentaar oor verwag, maar dit is iets wat ek saamgebring het om vir my en my familie gemoedsrus te gee. Jy het nie baie tegnologie nodig op 'n Camino nie, maar die eerste raad wat jy vir nuwe stappers gee is, jy stap nooit alleen in die berge nie. En omdat ek nie daarvan hou om in groepe te stap nie, omdat ek verkies om alleen te stap en dan kan ek my eie tempo stap, het ek hierdie keer 'n stukkie tegnologie by my, net as 'n balans vir die feit dat ek alleen in die berge stap. So, hier kom die Outer Warehouse minuut. In vandag se Outer Warehouse minuut, baie pelgrims verkies om met so min as moontlik tegnologie te stap. Maar kom ek wys vir jou vandag 2 stukkies tegnologie wat vir jou handig te pas gaan kom op hierdie Camino.
Mense gaan vir jou sê jy het nie 'n satellietfoon nodig op 'n Camino nie en dit is heeltemal waar. Hierdie een is nou net in die berge en omdat 'n mens nie in die berge alleen stap nie, vat ek vir my in hierdie geval 'n satelliettoestel saam. Ek het nie my eie een nie omdat ek dit nie genoeg gebruik nie, maar ek leen een by my vriende die Kutsees wat dikwels saam met my stap. As jy graag in Afrika of in Namibië vakansie hou, is dit vir jou wel die moeite werd om 'n satelliettoestel te koop. Kom ek wys vir jou watter een het ek in my sak op hierdie Camino. Jy het seker nie 'n GPS-horlosie nodig op 'n Camino nie, maar dit is baie lekker as jy akkuraat weet hoe ver dit nog is na jou oornagdorp toe. Dit is ook baie lekker om te oefen met hierdie Garmin oefenhorlosies. Dit gee vir jou 'n goeie aanduiding van hoe jy vorder in jou fiksheidsproses, hoe goed jy slaap en watter effek jou oefening op jou lyf gehad het. Ek stap met 'n Garmin Phoenix, nog die ou model, maar hierdie Garmin Instinct 3 by Ouderwero sal perfek wees. Kom ek wys vir jou. Ons 'n koue windjie wat waai, maar ek is nou te lui om my sak af te haal om my top uit te trek. Die hospitaalesroete is genoem na die ruïnes van 3 voormalige ou bergies, herberge wat hierso in die berge was. Volgens die geskiedenisbronne sê hulle hierdie sinspel daarop dat die pelgrims in die middeleeue 3 dae sou geneem het om hierdie stuk te stap wat ek nou vandag in 1 dag gaan stap, want hulle aanvaar dat hulle die mense van herberg tot herberg sou gestap het. So daar's nie veel oor van hierdie herberge nie. En hier is ek nou by die eerste een. Die klim tot hier was alright. Dit was op, maar dit was alright, maar die klim na die tweede een is die moeilike klim. So, maar kom ek wys gou vir julle net hoe lyk die eerste een. Sien julle daai pad regs? Dis waar ek moet op. Ek kla nie, ek breek. Buen camino. Camino duro. Oh. Queda poco. Ek wil nou nie te vroeg opgewonde raak nie, maar ek dink ek is amper bo. Dink so. Dit gaan nog gery, hoor, dit gaan nog gery. Daar lê nog heel wat harde werk voor vandag, maar dit is beslis 'n epiese roete hierdie, hoor. Dit is ongelooflik. Ek wil nog graag kyk hoe lyk die strukture, maar ek weet nie, moet 'n mens bang wees vir hierdie beeste? Ek is nie bang vir honde nie, maar ek ken nie beeste nie, so ek weet.
gaan mekaar uitlos, nie? Gaan weg. Gaan weg. Gaan weg. Goed, so ek sal maar geduldig hier wag. Hy gaan my storm. Ek het nie lus vir moeilikheid nie, man. Kom, ons gaan versigtig verby. Versigtig, versigtig, versigtig. Ons gaan mekaar uitlos. Ek is nou hier besig met 'n boer aan. Ok, het lyk my ons is right. Ai, nog een. As ek nou reg is, was hierdie na die hoogste punt van vandag. Van hier af begin ons weer afsak. Oh, that one? Yeah. Okay. Buen camino. Buen camino. So hierdie is die einde van die amptelike hospitalies variant. Die mense wat hier Pola gestap het, sluit nou hierso by ons aan. Jy kan nog nie nou hierso in jou efforts verslap nie, want ons is nog 'n hele 10 km van Bardosedo af en dit is ook nie 'n maklike 10 km nie. Hier's nou groot stukke op losklippe wat voor lê, maar ek gaan nou eers my piesang en my muffin eet voordat ek weer in die pad val. Net veel wys, hier is omtrent loodreg hier af. Hierdie soort van aftrande is my 100 keer erger as 'n optrande. Hierdie dag het nie een enkele maklike kilometer nie, hoor. Ek het omtrent nog, ek dink nog 6 km na Bardosedo toe. Kyk hierdie pragtige huis wat hulle tot niet laat gaan. Laaste kilo tot op Bardosedo. Wow, hierdie is 'n lang dag. So ek sê nou vir myself net in my kop dat ek nou alreeds die eerste 4 km van môre gaan stap, want ek môre mos nou 'n korter dag.
Kyk, die menslike liggaam is 'n wonderlike ding. Jy dink jy kan nie een tree verder gee nie. Dan drink jy 'n Coca-Cola, dan is alles weer reg. Ek het eintlik my hart gehad op 'n Coca-Cola en 'n bord slap chips, maar ek moes nou met 'n pakkie Simba chips tevrede wees, maar is iets in die maag en dis nog so 'n uur se stap tot by my slaapplek. Ek raak elke keer 'n klein bietjie onrustig hierdie tyd van die dag, want ek weet hulle gee jou bed vir jou weg. Hulle gee jou bed weg as jy nie betyds opdaag nie, en ek is altyd een van die laaste stappers in. Vanaand is mos nou die aand wat ek net 'n bed in 'n kamer het en nie 'n kamer nie. Ek is nog 'n klein bietjie gespanne daaroor ook. In ouer gewoonte klim jy uit die dorp uit. Ek is nog nie bo nie, maar sien jy lank. Welkom Lamesa. Ek het nou hierdie laaste 4 kilometer iets gedoen wat ek nooit doen nie. Ek het vir my nou musiek aangesit en het ek nou gesing. En dan gaan die kilometers eintlik nogals vinnig verby. Ek onthou dit nou weer. So ek is by my slaapplek op Lamesa, waar ek vanaand 'n kamer met 15 ander mense deel. Daar's 16 beddens in daai kamer en ek was hier laaste een om 'n plek te kry in die kamer, so ek slaap nou natuurlik ook bo op die dubbelbedjie. Die arme man wat onder my slaap weet nog nie hoeveel keer in die nag ek moet opstaan nie. Maar hy gaan dit vandag uitvind. Vandag was 'n absolute epiese dag. Dit was 'n ongelooflike en onvergeetlike stapdag en ek is so bly ek kon dit beleef. Dit was ongelukkig 'n dag van 2 helftes soos 'n Springbok-toets. En nie soos die Springbok-toetse waarin ons die All Blacks en die Argentyne gebeer het in die tweede helfte nie. Dit was ongelukkige dag van 2 helftes soos die toets teen Australië op Ellis Park, toe die wiele heeltemal afgekom het in die tweede helfte. Die eerste deel van die dag het ek sterk gevoel op Hospitalis, die uitsigte was fantasties. Ek het heeltemal vinnig vordering gemaak, die bulte was doenbaar, maar dan as jy afkom van ons as Hospitalis af, vanaf daai piknikplek af is daar nog 10 km oor vir die dag. En van daar af het dinge net gesukkel. Styl aftrandes op losklippe, styl optrandes ook op losklippe en die kilometers wat eenvoudig nie minder word nie. Ek is spyt dat ek daar ook al vir my musiek aangesit het nie, dit sou vir my 'n bietjie gehelp het. Maar ek het op die ouend in Berdocedo aangekom en na 'n Coke het dinge weer beter gegaan. Môre is nou 'n makliker dag. Môre is net 15 km tot op Grandes de Salim en daar het ek weer my eie kamer. Dankie ouer Warehouse. Ek groet vir julle. Ek sien vir julle weer môre. Hoor, baie dankie. O ja, het julle agtergekom dat ek nooit die klippies neergesit het nie? Hierdie is nou ook weer die Camino waarin ek nie my pad kry nie. Ek het nooit daai monument gekry waar die mense die klippies neergesit het nie. So ek het die klippies nog steeds by my. Gelukkig vir almal vir wie ek vandag 'n klippie wou neergesit het, sal dink dit is verskriklik snaaks dat ek nie die monument gekry het nie. So ek het baie vrede daaroor ook. Ek gaan die klippie saamdra tot in Santiago. Dan staan 'n plekjie is om dit neer te sit, gaan ek dit neersit, maar anderste gaan ek dit bære as ek eendag weer daai stuk stap na Fonsipadon en weer by die Cruz de Ferro uitkom, dan sal ek die klippe neersit en dan het daai klippe 'n interessante storie om te vertel. Goeienag. Estamos